Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat met Wynand Hart. Wynand is 'n boer, was 'n boer in Zimbabwe wat die hele onwettige grondgryp proses deurloop het en steeds nie gaan lê nie. Wynand, baie dankie dat jy hier is. Ek waardeer dit baie. Van Zimbabwe vandag hier aangekom. Ja. Baie dankie. Nee, ek wil net iets regstel. Ek was nie 'n boer nie, ek is 'n boer. Ons bly altyd 'n boer. Al is jy nie in die grond besig om te krap en 'n bestaan te maak nie. Dis in jou bloed, dis in jou lewe, dis wie jy is. Ja, jy klink soos my broer. My broer, ek het 'n ouer broer, hy's 'n boer en as jy na hom luister, dan dink jy daar's net een beroep, dis 'n boer. Die res verskaf net hulpdienste aan boere. Wel, ek het ook so gedink, is dit... Ja, hy steur hom nie eintlik veel nie. My pa was ook 'n boer. En hy het ook so gedink. En as jy vir my pa gevra het, waar werk ek daai tyd, sou hy nie vir jou kon sê nie, want dit maak nie regtig saak nie. Ja, dis 'n boerhart. Wynand, ek wil die storie begin. Jy boer op 'n plaas, die distrik noem dit, en dan die gerigte van grondgryp wat begin posvat, en dan vat ons hom van daar af totdat dit plaasvind en daarna. Ja. Ons het, ek het na skool, het ek my diensplig gedoen en toe bietjie universiteit toe gekom en besluit dat ek terug gaan plaas toe om te gaan boer en dis my beroep wat ek wil doen en ek het in 79 het ek begin vir my pa werk en toe in 83 getroud en ons het op ons eie gegaan, ek en my vrou met 'n lening en grond gehuur in 1987 het ons begin op ons eie gaan. Ons het geen lening gehad nie, geen geld, niks. Ons het een tweedehandse kar gehad wat hulle nie wou vat by die bank as enige bewys dat ons kan iets terugbetaal of skuld terugbetaal nie. En in 1975 het jy die grond gekoop, gehuur of gekoop? Ons het eers gehuur en gekoop. En toe in 1975 toe koop ons stuk grond langs aan by. En in dit was in 95. In 1997 toe toe betaal ons die grond af wat ons gekoop het. Toe jy weet, ons het alles daarin gesit, al ons geld, al ons spaargeld of wat ook al. In November 1997 toe kry ons kennis dat daar 470 plase gaan gevat word deur die regering en ons plaas was een van daai. En ons het ten spyte van die feit dat ons 'n certificate of no present interest gehad het wat gesê het die regering wil nie daai plaas koop nie, hulle stel nie belang in hom nie, was ons naam op die lys wat ons natuurlik toe regsaksie geneem het en probeer bewys het dat daar's geen rede hoekom die regering die plaas moet koop nie, want ons het aansoek gedoen om te koop en gekoop as gevolg van die feit dat hulle ons die versekering gegee het, hulle stel nie belang in daai grond nie. Nou, dit was nou in 97 gewees. In die jaar 2000 het die eerste mense, die besetters opgekom. Ek wil net stop hier. Van 97 tot 2000 hang hierdie swart oor jou kop. Ja. Maar intussen gaan julle aan om te boer. Ons gaan aan, maar as ons nou terugkyk daarna, dan weet ek, kan ek sien, die hele land het in 1997 geskrik en almal het teruggetrek met investering en bou en te kere gaan. Ons het almal heeltemal geskrik vir die proses wat besig was om plaas te vind en die impak van so 'n groot groep plase wat opgesit is. Mense het geweet die regering het nie die geld en kan dit nie betaal nie. So
iewers was daar besig om dinge skeef te loop. Common met die sense het proses. gesê dit gaan nie werk nie. Ja. Ja. En natuurlik toe van 97 af tot 2001, 2000 het ek gedurig hof toe gegaan en probeer in die hof beveg die feit dat ons onnodig geteken word en dat ons regtig aanvaar het dat ons nie deel sou wees hiervan nie, omdat die regering nie daaraan belang sou stel nie. 2000 het die eerste besetters begin om op die plaas te kom. En basies, ons het toe op daai stadium het ons buitelandse jagters gehad wat gekom het. Ons het elke jaar jagters gekry wat gejag het. Ons het al die wildsoorte gehad, behalwe leeu's, kameelperde, buffels, seekoeie, maar die res het ons als op ons plaas gehad. Olifante was daar. Olifante het ons 'n paar gehad, maar nie baie nie. Ons het nie gejag nie, maar ek het 4 olifante gekoop, kleintjies, jongetjies, en groot gemaak. En hulle was deel van die setup. Ons het 'n Hans zebra gehad wat die ma die vul gelos het in die veld want hy was half gebreklik. Hy kon nie een kant toe draai nie. Die naam was Fila of Forrest Gump want hy het gehardloop en as hy nie kon draai nie, het hy nou goed vasgehardloop. Het ons altyd gesê run Forrest run. So weet ons was heeltemal deel van die omgewing. Wild was ons lewe gewees en Hoeveel hektaar plaas was dit? Dit was 8500 hektaar. So dit was als en dis mooi wêreld. Dis lekker wêreld om te boer. Ons het ook besproeiing gedoen. Ons het eers met beeste geboer. Dit het nie gewerk nie en toe het ons oorgeskakel na wild toe. En dit het regtig floreer en die toerisme besigheid in Zimbabwe was regtig besig om baie mense het daarin investeer en dit het baie geld in die land ingebring. Toe in 2000 toe begin die eerste ouens daar beset en Op julle plaas? op die plaas. Hoe gebeur dit? Wat ons Basies het hulle opgekom die dag en dit was nou nie heeltemal totaal onverwags gewees nie. Ons het gehoor van dinge wat gebeur en alles, maar wat hulle doen, hulle bring 'n groep mense, 200 mense op die plaas op. En dan het hulle een ou het 'n tou, ander ou het 'n verfkwas. Dan loop hulle al met die pad langs en met daai tou meet hulle nou af. So ver nommer op die boom, trek 'n bottelproppie, daai ou wat die bottelproppie nommer kry, hy kry nou daai stuk grond. Die ironie van die saak is, toe daai mense nou so begin opkom, toe kom vra my werkers vir my vir geld om te leen sodat hulle ook bottelproppies uit die hoed kan trek vir hulle stuk grond daar op die plaas. So hierdie hele proses van verval en alles kan jy nou sien skielik is jy nou nie meer in die sitplek wat jy nou besluit neem oor alles wat jy het nie. En dit het 'n jaar geduur wat daai ouens opgekom het en ons terugbeklei het en hof toe gegaan het en onderhandel het en gepraat het en alles. Byvoorbeeld ek het eendag na hulle toe gery, maar daar was nie dreigemente van geweld toe gewees nie. Ons was heeltemal, ek het gery na 'n groep van hulle wat besig was om uit te meet en te keer gaan. Toe sê ek vir hulle, hoorie, wat maak julle? Toe sê hulle nee, ons sny die grond op, ons vat die grond. Sê ek, maar julle kan dit mos nie doen nie. Hulle sê nee man, mens kan. Toe sê ek vir die ou, hoorie, gee my jou baadjie. So mooi baadjie aangaan. Gee my jou baadjie. Sê vir my hoekom? Ek sê nee, gee my jou baadjie, ek wil hom. En ek stap na die Land Rover toe en ek haal my mes uit die belt uit. Kom terug, ek sê, maar nou sê jy kan nou sien hy is nou 'n bietjie huiwerig. Ek sê ek wil jou baadjie opsny en vir die ouens uitdeel. Hy sê maar jy kan dit nie doen nie. Ek sê maar jy doen dit aan my grond. Dit wat ek gekoop het, net soos jy die baadjie gekoop het, wil jy nou opsny en vir ander mense gee. Ek sê dis mos nie reg. Nee, maar jy's te slim. Toe ry ek het my punt gemaak. Toe ry ek nou. In elk geval, dit was 'n volle jaar na hulle begin het. Toe het hulle eendag opgedaag, die Vrydagmiddag, by die kamp waar ons het 'n mooi kamp gehad wat ons met die jagters gekamp het. Kom hulle daar aan, toe sê hulle vir my, hoorie, ons kom in jou grond vat. Maar dit was polisie, dit was Watter jaar is dit? 2001. Nog steeds 2001. Augustus 2001. Ja. 2000 het hulle begin. Ja. 2001, Augustus 2001 het hulle ingekom. Dit was die Vrydagmiddag. Kom hulle daar aan en ons was besig om te jag met Spaanse jagters. En hulle sê vir my, hoorie, ons kom jou grond vat. Sê ek, nee maar,
hoor julle kan nie dit doen. Want in hierdie land is daar wet en orde en ek het regte. Ek gaan hof toe gaan om dit. Daar's 'n wet wat hier is. Toe sê hulle vir my, ons kom maandag, ons sal jou wys, ons is die wet in hierdie land. Nie die hof of enige iemand anders. Ons sien jou nie, ja, maandag. In elk geval, ek besluit toe, ons jag toe nou uit die kamp uit, en ek besluit toe, vir die veiligheid van die jag, te skuif ons maandagoggend terug, plaashuis toe, wat 'n heining om het, wat veiliger is en al sulke goed. Toe kom ons daar aan, net so voor middagete, en ons gaan en ek hoor, en ek het baie wildwagters gehad en sulke goed. Roep hulle my op die radio, sê hulle, daar's 'n klomp mense met vragmotors wat by die hek aangekom het. Dis nou baie. En hulle het polisie by en CIO en dis die intelligensiediens en van die army ouens van Ngezi Barracks. In elk geval, toe weet ek nou, hulle is ernstig. Maar gewoonlik, ons het die hekke gesluit. En as jou hekke gesluit was, het hulle nie gebreek nie. Hulle het nie eers 5 minute daar gewag nie, toe breek hulle die hekke. Toe weet ek is ernstig. Toe sluit ek die hekke van die huise omheining, en ek gaan in, toe kom ek die vragmotor stop. Ek het net 'n aardappel gevat, ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n aardappel gevat, lekker gebakte aardappels gewees, sit hom in my mond, en ek stap uit om met hulle te gaan praat. Toe ek by die hek kom, toe sien ek, daar's een wat besig is om op 'n radio te praat met iemand anders, wat hierdie hele ding koördineer, en 6 ouens van die army kamp af, gaan agter waar ek nie was nie, en sny die hek, die heining draad, en kom in, en kom gryp my toe nou, en ruk my rond, en gaan te kere. Toe weet ek nou, hier's nou groot moeilikheid. Nou, gelukkig toe, daai stadium met my vrou nou die mense binne in die huis gehad, en alles, hulle sien toe nou wat gebeur. Sy bel toe vir Ben Vrief, en sê vir hom, hoorie, hier's moeilikheid, wat doen jy? Want hy het vir CFU gewerk daai stadium, en hulle het radiokontak gehad met al die boere, en het planne gehad om so. Toe bel hy die Spaanse ambassadeur in Harare. Die Spanjaarde het op daai stadium hulpbefondsing gegee vir die polisie in Kariba, vir bote op die dam. Die ambassadeur bel toe die hoof van polisie bel toe die ouens wat daar is, daarby, wat my besig is om my rond te ruk en te kere gaan. Hy praat eers met hom, nou hoor ek, want ek verstaan hulle taal, praat Shona, nou hoor ek wat hy vir hulle sê, en hulle gee vir my die foon, hulle sê, hoorie, praat, toe sê die hoof van polisie, hy sê vir my, hoorie, jy kan jou jagters laat gaan, laat huis toe gaan, laat uit die wet, en gaan dorp toe, maar jy moet daar bly. Toe sê ek, okay, ek sê vir hulle, hoorie, ek wil net vir my vrou gaan sê wat aan die gang is. Maar toe gaan ek, en ek sê vir die jong bestuurder wat vir my gewerk, ek sê vir hom, hoorie, gaan haal die kar, want hy was by die ander hek gewees, ons het 'n voorhek gehad, wat ons nooit eintlik gebruik het, nie. Ek sê vir hom, gaan haal die kar en bring hom om hierdie kant toe. Ek sê vir my vrou, hoorie, kry die kliënte, klim in die kar, ons ry. Toe begin die mense, nou hoor jy almal skree en raas en gaan te kere. Die honde, ons het 3 honde gehad. My jaghond, sy het gaan wegkruip onder die Land Rover, want hulle wou haar slaan. Toe ons die kar ry, toe kom die honde aangehardloop, wat hulle nooit gedoen het nie. Terwyl ons handel. Ons het 'n hartseer gehad, Phila wil inklim. Hy wou nooit in die kar klim. Hy wil inklim, hy roep, hy huil. Ons ry by die hek uit, want toe hulle nou kom om in te klim, toe verwag die lot besetters nou, laat ek gaan nou omdraai, en nou gaan ek nou terugkom vir nog 'n paar klappe en te kere gaan, dat hulle my nou kan mishandel en te kere gaan. Toe klim ek aan en ek ry met almal uit. Maar toe ons ry, het die honde saamgery? Nee, die 200 saamgery. Die een was 'n waghond, Boerbel, leeu. Hy was toe in die hok. En die ander 2 het saamgery.
'n tas, 'n briewetas met die belangrikste dokumente, jou title deeds vir jou plaas, paspoort, daai tipe van ding. En veel hardloop op en af en skree en roep en gaan te kere. Ons ry uit en intussen tyd het die ander boere gehoor dat ons het moeilikheid. Toe kom hulle almal tot by die hek. Toe ons uitry, toe kom hulle by die hek ingery. Nou, as jy daar by daai hek uitry, weet jy dit nie daai op daai oomblik nie. Maar dis die laaste keer wat ek ooit op daai plaas weer was. Ek kon nooit weer teruggaan nie. Wat toe ek daar uitry, toe word ek 'n niemand. Absoluut geen eiendom, geen besittings, geen bestaansreg, geen mense wat vir my werk nie, geen finansiële toekoms nie, niks. Soos die dag wat jy gebore is, met niks. Daai bietjie geld wat ek in my sak gehad het, was die laaste wat ek ooit van my belegging sou terugkry. En die ironie van die saak is, dit voel of jy in 'n vliegtuigramp is wat besig is om te val. Jy kan sien hoe gebeur al hierdie dinge, stort dit in duie. Maar wat jy nie weet nie, na daai slag wat jy op die grond is en jy oorleef miskien, was daar nog 20 jaar wat ons in 'n deure woestyn moes loop waar daar niks was nie. Jy weet nie waarheen om te gaan nie. Jy weet nie waar om te gaan slaap daai aand nie. Wat jy moet doen môre. Wat doen jy môre? Op die plaas het jy elke dag jou roetines gehad. Vanmiddag gaan kyk jy wat gedoen is. Môreoggend deel jy die werk uit. Jy beplan, jy's betrokke, jy versorg goed, jy bou, jy leef jou drome uit. Jy gaan voort met wat jy in glo wat reg is. En skielik val alles in mekaar, nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat iemand anders wil hê wat jy het. En soos jy net nou gesê het toe ons begin praat het, ons dink boere is al beroep wat daar is, regtig en wat belangrik is. Ek het nooit besef hoe belangrik eiendomsreg is. Die reg om iets te besit, die erkenning van daai reg en die beskerming van daai reg. Dis nie net dat jy 'n eiendomsreg het wat iemand by jou kan wegvat as hy sterker en leliker en gewelddadiger as jy nie. Jy het die reg, al is jy swak, om daai ding te besit en om te gebruik. En dis wat hulle vernietig het. Hulle kom met hierdie storie van hulle gee hulle vat die grond by ons om dit terug te gee want ons het dit by hulle gesteel. Jy kan nie grond steel nie. Wat gebeur het, daar was 'n groei van regte van besitting en eiendom in Suider-Afrika wat gekom het met die nuwe regerings en aangegee is na die nuwe regerings en onder hulle gesag geneem is. Dieselfde in Zimbabwe. Die eerste jare van 1980 af tot 1997 was dit baie suksesvol, groot oeste gehad, ekonomie het gegroei en alles, omdat dieselfde mense en dieselfde regering het die regte riglyne gevolg. En toe word hulle bedreig. En toe moet hulle reageer en Mugabe het in 'n referendum vir hulle gesê, julle kan nie grond kry, ek beloof vir julle grond, maar julle moet vir my meer presidensiële regte gee. Dis dit afgekeer. Die mense het daarteen gestem. Toe vat hy die regte vir homself en hy vat die grond en hy gee dit vir die ouens as beloning. So toe verval die hele ekonomie nou om binne so 'n wêreld te gaan probeer om 'n bestaan te maak is feitelik onmoontlik, want ek was nie die enigste boer wat afgegooi is in daai tyd nie. Daar was honderde van ons gewees. En saam met elke boer het al die ander besighede rondom hom wat hulle bestaan daarvan gemaak het hulle inkomstes verloor. So wat het hulle gedoen? Hulle het mense afbetaal. Hulle was nie bereid om nuwe mense in diens te neem nie, want al werk wat ek sou kon doen, sou in enige van die ander industrieë wees, ondersteunende industrieë rondom landbou. En op die einde het ek vir die melkery maatskappy gaan werk, National Dairy, waar ek vervoerbestuurder was. En daarin het ek bietjie betrokke geraak, maar die eintlike aspek wat ons mee begin het, was Justice for Agriculture. Maar ek wil net hier so stop. Ja. Net hier stop.
Jy sê jy ry daar uit. Jy ry uit daar by daai hek en jy's van Alson neem. Waar het jy geslaap daar? Jy het 'n vrou en kinders of net 'n vrou? Nee, net vrou. Net 'n vrou en Ja, 2 honde. En 2 honde en twee Spaanse jagters. Nou soek ons In jou plek kar. in my kar. Ja. Nou moet ons iewers heen gaan. Toe basies ons het gelukkig Linda se een broer, my vrou Linda se een broer het in die dorp gebly. En ons het ry toe na hulle toe. Ons kom toe so 6:00 se kant daar by hulle aan, want ons moes toe nou heeltemal ander goed polisie toe gaan en rapporteer en alles en verslae indien en die tipe van ding. Maar jy weet dit gaan nie werk. Ja. Kom ons nou daaraan. Nou het jy niks. Nou kom jy by mense wat nie verwag het jy gaan by hulle kom bly nie. Nou soek jy slaapplek. Nou is dit 2 honde wat wil weghardloop. Hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle is ontroer. Ek en my vrou weet nie wat ons môre gaan doen nie. Waar ons gaan opstaan, wat ons gaan eet, wat ons gaan gebruik vir geld en al die tipe van dinge. En die 2 kliënte of die 2 jagters het ons toe nou in die ander huis net langs aan by my swaar se ouers daar gesit. Hulle het die aand daar geslaap. Vreemde mense wat glad nie weet wat aan die gang is nie. Die Spanjaarde self was verskriklik senuweeagtig. Toe moet ons nou eerstens hulle versorg. Ons ry toe die volgende dag op pad Harare toe, ons vat hulle na die ambassade toe. Op pad soontoe bel die Duitse kliënt wat die volgende dag op die lughawe sou aankom wat ek sou kry. Bel hy my en sê hoorie hy's op pad, hy gaan nou ry. Ek sê vir hom moenie stop, moenie kom nie. Ja, maar jy kan nie dit doen nie. Dis te laat om vir my nou kennis te gee. Ek sê vir hom, maar ons het probleme hierso. Jy kan nie kom nie. Jy mag nie kom nie. Ons ry, ek bel toe die een persoon wat ons ken wat politieke koneksies in die dorp gehad het. Ek bel hom en sê vir hom, hoorie so, jy weet wat daar aangaan. Wat is die kanse dat ons sal kan teruggaan want ek het kliënte wat moet kom. Toe sê hy net onder een voorwaarde, jy vat altyd iemand saam met jou en hulle sê vir jou wat jy mag jag en wat jy mag doen. Toe sê ek vir hom, daar's nie 'n manier wat ek my grond, my belegging, my eiendom onder vir ander mense gee dat hulle vir my kan sê hoe om dit te gebruik en hoe om nie te gebruik nie. Ek besit dit en ek is die eienaar of ek beklei tot dit weer my eiendom is. Mens kan nie deel met mense wat net vat en steel en alles sal breek en doen. So dit was 'n proses. In elk geval ons moet nou eers toe Harare toe ry, die kliënte gaan aflaai by die Spaanse ambassade. Hulle wil nie uitgaan nie. Hulle bly daar, hulle die aand in die ambassade geslaap, die volgende dag teruggevlieg Spanje toe. My hele struktuur van besigheid en mense kliënte kry van Europa is toe daarmee heen want die reputasie, jy kan nie na jou kliënte versorg nie. So ons moes toe heeltemal nuwe plek kry om te bly. Die implemente, wat doen jy met implemente? Jy derens heen om dit te vat. Ander boere is besig om stoorplek te kry en hulle implemente te kry en te verkoop. Jy kan dit nie doen nie. As jy dit vat, kos dit jou geld om dit te stoor. En in 'n mark wat heeltemal oorstok is met tweedehandse implemente skielik, is daar geen inkomste nie. So alles wat jy gehad het as eiendom wat jy in geld kon verander om van te leef, is vernietig. Dis verby. En jy moet nou iewers moet jy 'n huis soek, maar jy kan nie in 'n huis gaan bly as jy nie huurgeld kan betaal. So nou moet jy eers 'n werk soek en werk kompeteer jy in die mark. So dis 'n hele nuwe omgewing vir 'n plaasboer om in te beweeg in so 'n toestand en in 'n negatiewe omgewing. En in dieselfde tyd glo jy gaan teruggaan. Ek het geglo dat dit gaan my maksimum 3 maande vat om weer terug te wees op die plaas. Ek het nie gedink die hele ekonomie en die stelsel sal so verval dat soveel boere in so 'n kort tyd alles verloor en die hele land word opgeoffer vir daai beginsel van ons vat die grond terug. So dit alles het nooit ooit sin gemaak nie. En jy kon nie sin uit dit probeer maak nie, want elke keer as jy die goeders bymekaar tel, dan word 2 en 2 nie 4 nie, dit word 6 of 8 of 10 of 0. En jy's
verlore. Jy het nie 'n plan nie. Jy kan nie verder as 2-3 dae vooruit werk. Die melkbesigheid vir wie jy gaan werk het, aan wie dit behoort op daai stadium? Dit was National Dairy, dis die boere melkboere vereniging Die melkboere vereniging gewees. Ja. Bestaan daai organisasie nog? Ja, hy bestaan nog. Die boere wat aan daai organisasie behoort het, hulle grond behou. Baie van hulle. Omdat melkery so intensiewe besigheid was wat eintlik harde werk elke dag van die jaar is en baie mense wou nie daarbey betrokke raak nie. En ook dit was beskou as een van die essential produkte wat hulle nie wou opoffer nie, want Grace Mugabe het in Webster se melkplaas gekoop wat die grootste melkplaas was in Zimbabwe. En sy dit besit. So hulle wou nie die melkindustrie laat vergaan nie, maar hulle wou hy moet voortgaan. So hulle moes 'n sekere hoeveelheid produsente daarin behou en daai strukture wat die melk vervoer en al sulke goeders. So in hierdie hele proses het hulle dit baie fyn beplan en uitgevoer in die sin dat die boere moes aan hulle werkers SI6 betaal. Nou SI6 is 'n instrument wat hulle ingebring het wat bepaal het dat jy moet jou werkers afbetaal en vir hulle 3 maande se salaris vooruitgee. Wanneer hulle jou van die grond af ontset. So wat die werkers dan gehad het, hulle het gesê, "Right, ja, ek wil baie, ek gee my geld, ek loop." Dan betaal jy hom nou sy geld, dan vat hy nou die geld, dan kom hy môre na jou toe dan sê, "Hoorie, kan jy my help? Ek het nou nie meer geld nie. Of ek soek 'n werk of wat." Want daai mense het dan nou aangegaan en na die volgende plaas beset. Hulle het besetters nodig gehad en jy as boer het eintlik die nuwe besetters vir jou buurman betaal want dit was jou werkers op jou plaas wat nou werkloos is. Wat geen ander uitkomste gehad het behalwe as om deel te word van daai besettingsproses nie. So waar jou normale ondersteuning vandaan gekom het, jou netwerk wat jou gehelp het, dit wat jy aan jare opgebou het, dit het heeltemal verval. En hulle het dit misbruik deur die wette wat hulle ingestel het. So ja, en byvoorbeeld een van my werkers wat vir my gewerk het op die plaas, sy kind was 11 jaar oud gewees. En hy het van kleins af, sy pa was een van die jagtbestuurders uit 'n Land Rover bestuur en al sulke goeders. En die jong kind het saam met sy pa baie maal gery en goed. So hy kon bestuur. En die dag toe hulle ons afjaag, toe staan hy daar tussen ons binnekant. Nie buitekant nie, binnekant. Staan hy tussen ons en ek sê, "Hoorie, ons gaan dit doen, jy gaan doen dit, jy." Toe kyk hy met sulke goede toe sê ek vir hom, "Okay, bring jy die ou Land Rover." En ry na die plaas langs aan toe. En hy's vandag nog by ons. Hy's my drywer in Harare. Ek kan nie bestuur nie. Hy's my drywer. Hy leef saam met ons. Al die pad saam gebly al die jare. Vrou en kind. Ons betaal vir die kind deur die skool. En hierdie hele proses was daar 'n verbrokkeling van die verhouding tussen die boere en hulle werkers wat die regering nie kon hanteer nie, want dit was nie 'n rassistiese ding nie. Dit was teen hulle rassistiese planne wat hulle gehad het. Hulle moes eers daai verhouding breek en hulle het dit baie skelm gedoen om dit te doen. En hulle dis hoekom die mense in Zimbabwe nie so gewelddadig is nie, want daai verhouding tussen die boere en hulle werkers het ek sou sê 'n bietjie oorleef in die verhoudings wat ons nog steeds onder mekaar het daarso. En daai rasisme is nie so 'n erge ding, maar daar is sekere gevalle op sekere gebiede waar hulle so geïndoktrineer is lank terug al dat daar wel haat en sulke goed is. Maar ten spyte daarvan is daar geen hoop vir herstel in Zimbabwe in die omstandighede wat daar nou is nie. Want die proses wat hulle begin het is 'n proses wat homself vergiftig, die vernietiging wat plaasvind.
Dit veroorsaak net 'n verdere oorname van eiendom. Daar's geen gewaarborgde eiendomsreg in Zimbabwe meer. Niemand het daai reg. So enige ou wat uit politieke guns val, Ja. loop die kans dat sy grond van hom weggeneem word, sy eiendom weggeneem word. Ja. So in daai toksiese omgewing waarin ons nou leef, is dit enige mens wat buite daai ek sal amper sê narratief leef van jy's gehoorsaam aan jou baas, aan jou beskermheer. En as jy dit nie doen nie, word jy of onteien, afgegooi, verwerp of vermoor. Dis 'n proses van intimidasie en mense word nou nog vermoor. So mense wat op daai stadium voordeel getrek het, word nou benadeel deur huidige gebeure. Ja. So in hierdie hele proses raak dit of dit wil erger word, die hele proses vererger homself. In die sin dat die een ou maak meer geld as die ander ou op die manier wat hy dit doen, die geweld wat hy toepas, die diefstal wat hy toepas, jy weet. Ja. En dan die volgende ou raak dan net bietjie meer, hy's aangespoor om bietjie erger en bietjie erger en bietjie erger. So die verval van wet en orde is totaal. Niemand neem enige besluite behalwe die top, ek sal maar sê 4, 5 topleierskap heel bo nie. En hulle is totaal korrup. En hulle hele oortuiging gaan nie daaroor om weer wet en orde te herstel en reg en geregtigheid nie. En hierdie hele proses van hulle wil ons nou uitbetaal. Dis nie wat hulle wil doen nie. Daai ouens het geen plan om ons uit te betaal nie. Mense wat glo dat die Zimbabwe boere is nou uitbetaal, dis nie waar nie. Daar's nie mense wat terugbetaal. Baie klein persentasietjie het wel geld ontvang, gedeelte van die geld wat hulle geskuld word. Maar die Zimbabwe regering gebruik net hierdie hele proses om guns te wen by die internasionale gemeenskap en vir almal te sê dat ons het die boere betaal. Maar hulle het nie. En hulle wil nie en hulle sal ook nie. Hulle beplan nie om dit te doen nie. Wat hulle beplan om te doen is om 'n ooreenkoms op die tafel te lê. Om die internasionale gemeenskap se eise aan te voldoen. En dan daardeur nuwe lenings te bekom en sulke goed. Die regeringsstelsel is totaal korrup. Die wet en orde is totaal. Maar jy kan nie meer hof toe gaan nie. Maar selfs al wil hulle betaal, daar's nie geld om te betaal. Hulle sal nie 'n internasionale lening kry om dit te betaal nie, of hoe? Heeltemal reg. Want enige ou wat die geld leen wil tog nou weet, Ja. hoe gaan jy my terugbetaal? Dis En as daar nie 'n wil is om binne 'n gesonde ekonomiese stelsel geld te genereer, en sal niemand vir hulle 'n lening gee nie. Ja. Jy sien, daar moet 'n herstel wees van sekere prosesse wat daar is. Ja. Die herstel van die regstelsel. Dit moet plaasvind. Die herstel van die grondwet. Dit moet plaasvind. Dan ook die deursigtigheid van die besteding en die manier hoe hulle geld gebruik wat hulle wel het. Die hoeveelheid geld wat Zimbabwe genereer of die individue genereer van goud maandeliks en jaarliks sal al hierdie skuld betaal binne 3 jaar. Alles, net van die goud. Waartoe gaan die geld vir die goud? Dit gaan in hulle eie sakke in. En hulle doen dit op 'n slim manier deur dit in te voer en terug te bring. Hulle voer goud uit. Dit word onderteken deur die Reserwebank, die hele proses. Wanneer hulle dit verkoop, word daai geld vir ander goed gebruik en hulle bring hulle eie geld wat hulle nou was op daai proses wat hulle in die buiteland het, bring hulle terug vir die goud. Bring dit terug in die land en wat meeste van hulle doen, hulle koop fuel, brandstof. En tussen Harare en Gweru is daar seker 50 nuwe brandstofplekke wat langs die pad wat oopmaak en daagliks gebou word, 4 of 5 per dorp nuus wat gebou word net deur ouens wat geld wasery doen. En die name van daai vulstasies is anders as die gewone Caltex en daai tipe van tradisionele ou name.
en ook die brandstof is goedkoper, want hulle doel is nie om wins te maak nie, hulle doel is om geld te was. Ja. So daai korrupte omgewing waarbinne ons daar funksioneer, maak dit vir ons verskriklik moeilik om enigsins enige herstelproses aan die gang te sit. Want dit word ondermyn op alles. En ongelukkig is daar sekere mense wat verskriklik baie geld maak. En in verskeie maniere, maar hulle het gewoonlik 'n beskerm agent wat hulle oppas en hulle kry dan sekere voordele waar hulle nie belasting hoef te betaal, of dit nou invoerbelasting is, of dit nou belasting is op verkope of wat ook al. Wat hulle absoluut totaal wins maak op dit wat hulle doen, of dit nou boer, wat hulle nou produkte verkoop, of dit nou vleis of sojaboontjies of mielies is of wat ook al. Daai geld gaan reguit na hulle sakke toe. Hulle betaal nie belasting aan die staat nie. Maar dan moet die ouens verstommend ryk wees teen die tyd. Word baie ryk. Baie ryk. Die implemente wat sommige van daai boere gebruik is jy kan dit nie verstaan. Op plase. Op plase, ja. Hoe suksesvol boer hulle? Hulle boer suksesvol, soos ek sê, as gevolg van die magsmisbruik wat daar plaasvind. Die gewone ou wat moet sukkel met gewone toerusting en wat die kostes normaal is, hulle sukkel. En ook hulle word sodra hulle suksesvol is, daar's nie beskerming nie. Iemand kom op en sê right, af is jy. Weg is jy. Ou wat ek ken word nou onteien van sy grond af, wat hy huur dit, maar hy het goed geld gemaak hierdie afgelope seisoen en nou sê hulle vir hom right, weg is jy. Dis nie 'n ou wat deur die land grabs voordeel getrek het nie. Nee. Hy huur dit net. Hy huur dit, ja. Nou in hierdie hele issue is daar 'n klomp jonger geslag mense en dis die wanpersepsie wat daar besig is om plaas te vind in Zimbabwe, dat daar baie boere is wat terug gaan grond toe en gaan boer. Daar's baie jong boere wat grond huur by die ouens wat die grond gegryp het by die oorspronklike eienaar, by die wettige eienaar. En hulle sit dan op daai plaas, hy het baie skuld, want hy het gaan geld leen, die regering het vir die banke gesê, julle moet vir hulle geld leen, en hulle het nie terugbetaal nie. Nou skuld hulle die banke geld, die banke se krediet wat hulle uitgeleen het, is oninbare skuld. Ja. Nou, wat hulle ooreenkoms met die regering gedoen het, die regering sal nie daai ouens afgooi nie. Die banke en die nuwe boere wat nou wil boer, moet 'n joint venture ondergaan. Dan daai joint venture moet dan insluit die bank, die geld wat hulle skuld, die eienaar, die nuwe eienaar wat dit gesteel het, die plaas, om die nuwe ou wat hier moet al daai skuld terugbetaal. En dit wat hy leen, maar hulle gee vir hom die lening. As hy baie gelukkig is, sal hy so 3-4 jaar lank boer voor hulle dan die mat onder hom uitdruk en dan soek hy nou weer 'n ander plaas. So jou beste plase word so uitgehuur deur die ouens en hulle maak geld, hulle maak 'n bestaan. Maar al daai geld wat hulle maak, gaan nie terug in die grond in die herstel van damme of die bou van pyplyne of wat ook al nie. Dit word alles belê in wat hulle kan in die vorm van 'n huis in Harare, van 'n goeie kar wat hy koop, 'n bakkie en daai tipe van goed, sodat as hy afgegooi word, sit hy nie met niks nie. So die hele proses is 'n vervalproses, dis 'n mynery van landbou wat plaasvind. Jou waarde van jou grond verminder met elke jaar, met elke seisoen. En om daai proses te herstel, dis die groot probleem. Sjoe. Jy's betrokke by Justice for Agriculture. Ja, ek was betrokke by Justice for Agriculture. Ons het dit begin toe ek van die plaas af is, toe het ek besef daar's net een manier hoe ons met hierdie ouens kan beklei en stry om ons regte terug te kry. En dis in die hof. Jy kan nie met hulle gaan onderhandel of dink jy gaan met hulle beklei of iets nie. Jy's in 'n minderheid, hulle die oormag die hele tyd. Toe het ons Justice for Agriculture begin, waarin ons hofsaake teen die regering gedoen het, wat hulle moet
om hulle te forceer om te erken dat hulle onwettig die plase beset en dat die boere terug moet gaan plase toe. Nou die howe en die wette is so verander elke keer dat hulle met die tyd het ons minder en minder regte gehad daar. So op die ou ende was Justice for Agriculture nie meer moontlik nie omdat 'n interne organisasie was. Die CFU, Commercial Farmers Union, en die landbouorganisasies in die land is almal onderhewig aan die wette en die gesag wat die regering op hulle toepas. En die regering, een van die eerste reëls wat hulle ingebring het, is dat die boere hoef nie meer 'n gedeelte van hulle inkomste betaal aan hierdie ouens as 'n onderhoud of om hulle aan die gang te hou, lidmaatskap of sulke goeders te betaal nie. So subsidies en al daai goeders. So dit het alles, die organisasies het nie meer inkomste gehad nie. So hulle het stadig aan minder en minder funksioneel geword en hulle kon nie meer die boere se regte verdedig nie. So al daai goeders het verval in Zimbabwe. So dit het begin waar Justice for Agriculture aan die begin baie effektief en suksesvol was, het hulle met reëls en regulasies en wette verandering en die grondwet te verander, het hulle ons regte van ons ontneem. So tot op hierdie stadium nou binne die grondwet het ons nie die reg om grond te besit nie. Ons wit boere het nie die reg om grond te besit. Het enige boer die reg om grond? Ja, mense, daar is grondbesitregte titel Aan? ja, maar wat As dit nie wit is nie kan besit nie, wie mag dit dan besit? okay, die wat hulle noem indigenous, Ja. hulle mag dit besit en buitelanders wat daar belê kan dit besit. As hulle dit koop, kan hulle dit besit as hulle. Maar hulle wil nou alles onteien of hulle sê hulle het alles onteien, maar hulle behou tog 'n sekere gedeelte vir hulle self. Die grond wat hulle gevat het, as ek nou sê hulle die top chefs wat hulle vir hulle gevat het, behou sy titel. So hy het nog steeds daai waarde van privaat grond wat in besitreg wat bestaan het voorheen en hy word beskerm. So dis 'n selektiewe applikasie van die wet wanneer dit hulle pas en wanneer dit nie pas nie. So Maar die ou wat nou voordeel getrek het daaroor moet maar hier diep binne in baie onseker voel. Op 'n dag gaan die gety polities vir hom draai. ja, definitief en dit gebeur. Dit gebeur gereeld en dis waar dit moeilik raak vir enige persoon in Zimbabwe om enigsins te doen wat reg is. En te glo in wet en orde en daai tipe van ding, want die oomblik wat jy uitstaan en hierdie misbruik van mag teenstaan, is jy in direkte konflik met die gesag in die land en Dan is dit beter om niks te besit daar nie. Ja, dit gee jou vryheid. Dit gee vir jou vryheid Ja. want as jy iets besit op voorwaarde dat jy 'n slaaf is aan iemand anders, dan is dit beter om niks te besit. Ja. Nee, en ook dit gee baie maal die vermoë vir ons om te doen wat reg is en te gaan soek na die regte oplossing, want om aanhoudend toe te laat dat die verkeerde praktyke toegepas word, gaan geensins enige iets verander in Zimbabwe nie. En die huidige situasie moet verander. Ons kan nie so voortploeter en dink ons nageslag gaan enigsins beter af wees ooit nie. Die mense gaan verhonger, hulle gaan in ander lande moet gaan werk. Daar's geen toekoms daarso in daai huidige situasie behalwe vir die korrupte politieke ouens. Maar vir hulle is daar ook nie 'n toekoms nie. Daar is 'n toekoms want daar is altyd die koek word kleiner en kleiner en kleiner, maar hulle gaan altyd die hele koek vat. Ja, maar daar is sekerheid oor daai ouens se toekoms, baie sekerheid en dis nie goed nie. Ja. Kyk, ek sal geld daarop sit. Ek sal daai ou wetenskap aangaan en sê dit gaan nie vir jou goed eindig nie. En dan sal ek 'n redelike bedrag opsit. Want so seker as wat ons hier sit, gaan nie goed eindig nie. Maar, Kyk, as jy jouself in hierdie praktyke begewe, dan loop dit nie goed vir jou uit nie. Ja. Jy verbeur God se seën geheel en al Ja. en dis nie 'n goeie plek om te wees. Ja.
Jy sien in hierdie hele proses is en wat jy daarso sê is reg, en dis hoekom ons tog ten spyte van alles hoop het daarso. En dis hoekom Ja. ons in Zimbabwe bly. Want of bly. En baie maal dan kom daar ouens en hulle gaan met vakansie of wat ook al in die buiteland, dan kom hulle nou terug, dan sê ons nou welcome home. Maar waar welcome home voorheen 'n plaas was met 'n huis wat Ja. 2 geslagte in die familie is of 4 geslagte of 5 geslagte, bly jy nou in 'n huurhuis of in 'n ou se woonstelletjie in sy agterplaas. Maar jy's nog steeds bly om by die huis te wees. Ja. So daai betekenis van die huis, die waarde van waar hoort jy? En waar hoort of wil jy graag hê jou kinders moet hoort en 'n toekoms te hê? Waar is jou hoop? Waar is jou toekoms? En in daai proses is dit vir my 'n duidelike ding. Dis jy moet nie dink jy kan niks doen en iets verwag nie. Jy moet nie, as jy iets doen, kan jy iets verwag. Jy kan jou bes doen en jy kan meer terug verwag. Maar ek glo as jy doen wat reg is en op God vertrou, dan kan jy op wonderwerke staatmaak. Want dis net wonderwerke wat ons uit daai huidige situasie uit kan red. Menslike vermoë of krag kan nie teen 'n korrupte, magsugtige instansie uithou nie. Tensy jy in die meerderheid is, en ons is op die oomblik nie in die meerderheid. Ons is die stille meerderheid, maar die mag van daai korrupte weermag, die polisie, die intelligensiediens is heeltemal totaal in beheer van die hele proses. Ek wil tog dit vir jou sê dat die ou wat nou homself verryk het op hierdie manier, leef in konstante onsekerheid. Ja. En dit is slawerny. Hy weet dat hierdie goed wat hy na kyk en waar hy op beroem en waarop hy staat maak, die is onseker. En as hy bietjie intelligent is, sal hy weet dit is onseker. Jy wat alles verloor het, maar 'n sinvolle bydrae maak, het nie property nie, eiendom nie, maar jy leef 'n beter kwaliteit lewe. Jy leef sinvol, vreesloos. Al hierdie goed, al hierdie skatte met onsekerheid, niks werd nie. Niks werd. So as ek moet ruil, as 'n ou vir my sê ruil nou Gerard, jy kan nou besluit, wil jy in die posisie van Wynand Hart leef? Of wil jy in daai grondmagnaat wat niks voor betaal het, sy posisie leef? Dan gaan dit my presies 0 sekondes vat om tot die punt te kom en sê nee, ek kies Wynand. Want jy lewe sinvol. Daai is nie 'n sinvolle lewe nie. Dis leeg. Daar's niks in dit nie. En verseker, sy nageslag sal ook niks besluit nie. Dit is 'n dekreet wat dit gemaak het. As jy jou op hierdie wyse verryk het, is daar geen toekoms in nie. So slegte nuus vir die ouens. Slegte nuus vir hulle. Daar gaan niks van kom nie. Die lewe, die lewe speel uit oor 'n baie lang periode. Ja. En jy kan jou nou verryk. Vir jou geen toekoms. Vir jou nageslag geen toekoms. So ek is nie in jou posisie vandag nie. Maar ek kan met alle eerlikheid sê, nie net eerlikheid nie, 'n groot oorheersende wete dat jy beter af is as daai ou. Want jy voer 'n stryd, jy leef 'n edel bestaan en jy lewe sinvol en jy lewe vreesloos. Daai ou het nie inkome nie. Kyk, 'n mens weet baie goed as jy 'n welvaart bekom het op 'n oneerlike manier. Daar's geen vreugde in nie, daar's geen satisfaksie in nie. Daar's geen genoegdoening in nie, daar's nie 'n terugkyk en 'n trots nie. Kan jy nou doen, kyk, dis daarom vir 'n boer om vir jou te sê, lekker vir 'n boer om te sê ek het hierdie plaas opgebou. Maar as jy daarom nou vir 'n boer vra nou, hoe het jy hierdie goed bekom? En sê nee, ek het by die ou voor dit gevat. Dan is die gesprek op 'n einde. Die storie, hoe ons goed opbou, is deel van die storie. Maar as jy dit nou by 'n ander ou gevat, is daar geen storie nie. So, ek sal die ou wat die plaas vat,
ek sal hom graag op die program wil hê, maar hy sal nie baie goed hy sal nie baie goed van die program. Hy sal nie baie goed van die program as ek hom hier kan kry, sal ek, maar ek sê 'n paar eerlike vrae vra. Ek wil jou die storie vertel van die persoon wat ek gesê het 'n besigheid gebou het. 'n Vrou. En ek was baie beïndruk met wat dit gelyk het sy doen, en ek het daar eendag raakgeloop toe sê ek wil jou op 'n program van my hê. Toe sê ek maar vertel my kortliks wat hier gebeur het. En sy het vir my vertel, en toe besef ek sy het eintlik met wat is die woord, 'n slenderslag. Ek dink daar's so 'n woord. Het sy daai plek bekom. En ek het vir haar gesê, weet jy, ek is vreeslik bly ek het met jou die onderhoud gehad, want jy gaan nie op die program kom nie. Ja. Want ek wil nie so 'n storie hoor nie. Tensy jy wil kom, dan gaan dit nie vir jou goed werk nie. Maar ek stel voor jy kom maar nie op nie. So, net 'n bietjie ter aanmoediging. Ek dink jy's beter af as hulle almal. Nee, ek stem met jou heeltemal Heeltemal. So in die feit jy streef na 'n ding, jy streef na iets en jou beloning wag. Syne is verby. Syne is verby. En weet jy wat die realiteit is? Dis nie iets wat met iemand anders gebeur of 'n boek wat jy lees of wat. Dis die lewe wat ons geleef het. Dit wat gebeur het in hierdie hele proses met my van dat ons van die plaas af gegooi is. Van dat in 2007 is ek met kanker gediagnoseer. Met 'n kankerbehandeling gehad. In 2009. Watter jaar is jy op die plaas af gegooi? 2001. En 2007 kanker, nou daai trauma het waarskynlik ook aanleiding gegee tot die kanker. Natuurlijk. Kan dit wees? Ja. En toe 'n tweede keer kanker gehad in 2010. En die proses wat 'n ou moet deurgaan en die genade wat 'n ou kry om deur hierdie krisisse te kan leef. En elke oggend 'n antwoord te hê vir daai dag. Daai genade wat 'n mens ontvang, daai wysheid wat ek in 'n proses geloop het om hier te kom en met die vele mense kontak te maak, vriende te maak en 'n netwerk op te bou wat werk aan 'n oplossing. Dit kom nie as gevolg van iets wat ek voorgekwalifiseer het. Dit kom totaal as gevolg van genade en van die keuse wat 'n mens maak om die regte ding te doen. Soos ek net nou gesê het. En my ma, die dag toe Ben hulle se huis afgebrand is, was ons op pad terug plaas toe, want my ma is daai vorige dag vermoor op die plaas. En my ma se graf is op daai plaas wat hulle by my pa hulle gevat het. Ons het nie 'n grafsteen opgesit nie, want ons wil nie hê dit moet gevandaliseer word of iets nie. Dis woes, dis leeg. My pa het in Pietersburg aan die ouete huis in 2020 oorlede met die COVID, want ons kon nie by hom kom nie. Hy het nie verstaan wat aan die gang is nie. Hy was 'n mens wat sy lewe lank hard gewerk het. Toe ons begin het op daai plaas in 1967, was ons regtig arm geweest en hy het dit opgebou met harde werk. En ek het sy drome met hom gedeel en sien hoe dit ontwikkel. En ek het gesien waartoe 'n mens in staat is deur eerlike harde werk, wat jy elke dag net een tree vorentoe neem. En die vermoë wat God jou gee om die onoorkombare te oorwin en beter aan die ander kant uit te kom. En dis die ervaring en dit wat ek geleer het in hierdie proses, is dat ons kan groot veranderinge teweegbring deur net te doen wat reg is en met ander mense te assosieer wat dieselfde waardes het. Ja. Jy Wynand, jy's 'n ryk ou. Kyk, ons in ons westerse samelewings, miskien nie net hier nie, oral, meet ons rykdom aan goed wat ons besit. Die Bybel sê jy moenie jou skatte bymekaar maak hier op die aarde waar mot en roes verneel en waar diewe inbreek en steel nie.
kyk, dit maak nie saak wat jou bankbalans is nie. Wat is die kar jy ry en die huise en die plase wat jy het nie, dis dodelik onseker. Punt. Jy kan nie jou hoop daarop sit nie. So 'n ou wat sy hoop daarop sit, is klaar arm. Ja. Hy's klaar arm. Hy weet dit nog nie, maar hy's klaar arm. Hy's klaar bankrot, hy weet dit nog net nie. Jy het dit als verloor, maar jy's ryk. Dis al wat ek nou vir jou kan sê, dis my waarneming. So as ou vir my sê kry jy jammer, dan sê ek nie jy is skatryk. Ek wil nie nou ligtelik raak oor 'n swaar ding nie, nee, maar jy hoor wat ek sê. Jy is skatryk. Daai ander ou het 'n probleem. Ek counsel eerder vir jou as vir hom. Vir hom wil ek sê, Boeta, weet jy is nie so groot gemors, ek wil jou nie eens help nie. Jy's 'n groot gemors hierso. So, die volheid van die lewe, want jy weet die dag as jy aan die einde van hierdie pad gekom het, die lykswaar het geen sleepbaan nie, jy vat niks saam nie. Of jy 10 plase het of niks. Ek dink eerder die 10 plase kan bietjie van 'n las wees. As 'n ou sien die goed gly onder jou uit, en jy weet dit is nou dit. Jy het klaar van daai goed afstand gedoen. Jy is eintlik bevoorreg. En as jy vir my, jy mag daar sit en sê, Gerard, jy weet nou nie waarom jy praat nie. Ek sê vir jou, ek dink, jy is baie ryk. Jy's hard in wat jy doen, hard, nie net jou van nie, jou hart. Daar is meegevoel, daar's sagtheid, daar's emosie. Hierdie goed maak van jou 'n ryk man. Baie dankie vir hierdie gesels. Dankie. Dit was my 'n groot voorreg. Ja. Dankie. Dankie Wynand.